Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greek. Vandag is Maandag die 10de November. Bietjie later sal Andrew Poolman by in die ateljee by ons aansluit om die naweek se sport hoogtepunte en die uitklop oomblikke met ons te kom deel. Maar voor dit is ek en Irene Marie aan die beurt om die nuutste nuus uit Republikein met julle te bespreek. So bly by ons. Baie dankie. Pragtig, nee. En hier in die ateljee met my, Irene Marie van der Walt. Hoe gaan dit, Irene? Dit gaan, Ogito, dit gaan. Dit kan nou maar net gaan tot by Desember. Dit kan nou maar Desember raak. Op 'n mooi noot, kom ons praat daar van jou tuiste dorpie wat die beste is in Afrika. Hulle is die beste. Ons sit nie vir, wat is hierdie, hulle naam, die Balearica toekennings nodig gehad. Ek kon dit vir jou gesê het, Ogito. Beste plek in die wêreld. En 'n avontuurbestemming. Ja, natuurlik. Dus ek dink dis iets waarvan besoekers baie hou in Swakop is dit is nie noodwendig net avontuur nie. Jy weet jy kan dit bietjie stadig vat. Jy kan 'n stil dag langs die strand kan geniet, maar jy kan ook gaan valskerm spring en jy kan ook gaan quadbikes ry en living desert toere gaan doen en al wat die ding is. Ja, so maar vir my wat daar gebly het, is al maar meeste van die jare is dit maar 'n stil plekkie. Veral hierdie straatjie, ek het nou die foto gesit en kyk daar, Hohenzollernhaus, as jy daar verby stap. As dit nou nie skoolkartyd is, dan is dit maar stil in daai geweste. Maar dit is regtig, dit is 'n lekker dorp om van te kom. Dit is vir my 'n voorreg om in Swakopmund te wees. Ja, net 'n pragtige plek. Ja, wel gedaan Swakopmund. Op 'n ernstige noot, daar is ons 'n voorbladstorie oor standaarde wat glo bedreiging is vir fondse en administrateurs. Ja, dis nou die nuwe wet wat begin van laas maand van krag gekom het, die finansiële instellings en markte wet wat die FIMA, dis 'n FIMA wet, ja. Wat dink jy daarvan? Ek dink dit maak sin. Ek meen as jy 'n besigheid het, is dit mos die hele punt van die besigheid is dat hy sy kernopdrag uitvoer. Ja. Jy weet, so dit sou vir my bietjie eienaardig wees as jy weet Republikeine nou sou sê, okay, ons gaan ander joernaliste kry. Ons gaan nie joernaliste self hê nie. Ons gaan net 'n klomp vryskut joernaliste hê. En dis nou dit. Jy weet jy kort tog 'n kernspan en dit is nou amper asof ons vir Namibië 'n kontrak gee om Republikeinse stories te skryf. Jy weet, en ons niks fout met Namibië nie. Hulle is 'n fantastiese dagblad, maar dit is nie dieselfde ding nie. Jy weet. So vir my as jy 'n besigheid het en jy moet jou basiese funksies uitkontrakteer, waarvoor is jou besigheid daar? Ja, nee, ek stem met jou saam en maar ek kan gerus bietjie meer daaroor lees op die voorblad. Die ander voorblad storie is dringende klimaatoptrede nodig. Dis nou die wêreld wat moet optree. Ons president Netumbo Nandi-Ndaitwah wat daar in Brasilia was en hierdie boodskap gelewer het.
Ja, ek moet vir jou sê die Kaap-beraad is vir my 'n bietjie van 'n doring in my vlees, jy weet. So. Ek is nie 'n verskriklike greenie nie, maar tog ek besef dit raak al warmer. Ja. Dierespesies is besig om uit te sterf. Die coral reef by Australië het onlangs 'n tipping point bereik waarvan hy nie kan terugkeer nie, jy weet. Die omgewing, die natuur gee vir ons baie duidelik 'n boodskap, jy weet. En die boodskap is nie net, ek meen as jy kyk na hoe meer gereeld mense siek raak en al daai tipe goed en jy weet wat hitte aan 'n mense gestel doen en die feit dat dit warmer word. Die boodskap is baie duidelik, gaan of ek raak ontslaaf van jou, jy weet. En die Kaap-beraad is my elke jaar is daar een of ander omgewingskwessie rondom die Kaap-beraad. Dit was 1 jaar die feit dat almal ingevlieg het en hoeveel greenhouse gases, wat noem mens dit in Afrikaans, is uitgelaat deur al die private vliegtuie wat daarheen gevlieg het. Hierdie jaar was dit weer, daar is 'n pad deur die Amazone wat gebou moes word en hulle moes toe nou 'n deel van die Amazone afsny, sodat hulle tog hierdie pad kan bou vir die Kaap-beraad. En dit maak nie sin nie. Dit regtig, die ding is, die Amazone is een van die grootste koolstofdioksied store in die wêreld, jy weet. So as jy daai bome afkap, dan word daai koolstofdioksied dan nou vrygelaat, jy weet. So die feit dat jy nou 'n deel van die Amazone moet afkap, sodat die mense tog by hierdie beraad kan kom praat oor onder meer die Amazone wat hierdie verskriklike groot bron is van so baie verskillende goed, biodiversiteit, soos wat ek gesê het, 'n koolstofdioksiedstoor. Dan moet jy dit nou bespreek, maar jy moet dit eers afkap. En dan kan jy praat oor hoe jy dit gaan red. Ja, nee, dit maak nie alles sin nie, maar ek is daarom trots oor die ander deel wat die president uitgelig het van die praktiese maatreëls wat ons tref hier in Namibië, ons poging om by te dra na die herstel van die wêreld, en ek dink dit is 'n goeie ding. En in dieselfde toon moet ek uitlig die storie op bladsy 3 bo op die blad oor die nuwe olifanttroep by Erna se gebied. Ja, so dit is die Elephant Human Relations Aid en hulle het 'n sekere gebied in die land waar hulle al die olifante in daai area dophou en daar's nou 'n hele nuwe trop wat hulle nou identifiseer het en hulle het mooi identifikasiefoto's geneem en alles. So weer eens, ek is nie 'n verskriklike greenie nie, maar dit is tog vir my lekker. As sulke goed kan gebeur. En die foto is ook so kosbaar vir al die klein olifantjies wat daar is. Ek dink dit wys net die merkwaardige ons moet dit maar net beskerm. Ja, ons moet. En ek dink dit is waarvoor Kaap moet wees as ons dit net kan reg doen. Ja, ek stem. So gepraat van dinge reg doen, die inwoners van Oudtshoorn het besluit hulle gaan nou self intree. Hulle het nou 'n inwonersvereniging gestig en gaan deelneem in die komende verkiesings. Ja. So Oudtshoorn is nie die enigste plek nie. Dit is nou die eerste keer wat hierdie inwonersvereniging van Oudtshoorn gaan deelneem aan die verkiesings. Maar hulle is nie die enigste plek waar dit lyk asof inwonersverenigings behoorlik vir die politieke partye gaan vir 'n sesbal in hierdie verkiesings. Ons politieke kenners stem almal saam, jy weet dit, hulle kan groot skade doen. En die groot ding is Prof Johan Coetzee wat hier op Klets Kompas was en dan ook Prof Henning Melber wat altyd gesê het, jy weet, 'n kiezer se onmiddellike omgewing bepaal sy gedrag wanneer hy weer stembus toe gaan, jy weet. En die volgende keer wat ons stembus toe gaan is vir ons president en nasionale vergadering. Dis nou na na hierdie enetjie, jy weet. So ons gaan nou hier kies hoe gaan ons onmiddellike omgewing lyk indirek en dan gebaseer op daai onmiddellike omgewing. Ons wil dit dalk nie aan onsself herken nie, maar gebaseer op daai onmiddellike omgewing en hoe gelukkig ons en tevrede ons daarmee is, gaan ons dan weer oor 'n paar jaar stembus toe. Dan verkies ons 'n president in 'n nasionale vergadering en dit het 'n impak. Jy weet, dit speel 'n rol. So ek dink dis goed dat ons die afgelope rukkie
meer nuus gesien het oor hierdie verkiesings. Ek dink is meer as wat mens gewoonlik sou sien in hierdie verkiesings. En ek dink dit is goed dat ons politieke partye begin agterkom dat hierdie is eintlik 'n ernstige verkiesing. Ja. Ek weet vir jou is dit kleintjies, dit maak nie regtig saak nie, maar dit het 'n uitwerking op die einde van die dag in die groot verkiesing wat vir jou nie kleintjies is nie, wat vir jou wel saak maak. Ja. So ja, sal nou maar moet sien wat gebeur daar. Ek glo dis 26 November, né? Ja, wat ons is nie besig om mal te word nie. Asseblief, 26 November. raak betrokke, gaan stem. Maar met dit is ons klaar vir die nuussegment. Daar is nog natuurlik baie meer wat ons hier vir u het. So bly by ons en baie dankie. Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured? The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Welkom terug. En soos oudergewoonte en natuurlik aan die begin van die week is dit belangrik om te kyk na die weervoorspelling vir die res van die week. Spesifiek vir Dinsdag 11 November verwag ons op Katima-Molelo vanaf 19 grade tot op 31 grade, op Enhana vanaf 22 grade tot op 35 grade, Ruacana vanaf 20 tot op 36 grade, op Tsumeb verwag ons vanaf 20 grade tot op 32 grade, op Maruru verwag ons vanaf 17 grade tot op 34 grade, heel sonskyn, daar ook sonskyn in die hoofstad Windhoek. En op Henties Bay verwag ons vanaf 12 grade tot op 19, Walvis ook vanaf 13 tot op 21, Mariental in die suide verwag ons vanaf 22 grade tot op 34 grade, sonskyn daar, Arnos verwag ons 22 grade tot op 34 grade, Armsley vanaf 22 tot op 32 grade en op Oranjemund verwag ons 'n sonskyndag môre vanaf 16 grade tot op 23 grade. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Welkom terug in die ateljee met my, Andrew Poolman. Hoe gaan dit, Andrew? Lang storie. Ons begin maar met die boks, dink ek, eerder as om dalk rugby te gesels. Ja, kom ons praat 'n bietjie uitklop houe. Was daar? Ja, so ons kollega Brian Monango wat daar by die boks was by die Windhoek Buiteklub. So 'n paar titelgevegte wat die promotor Nestor Tobias gereël het vir van sy manne wat so in die afgelope tyd bietjie groter gevegte in Amerika of oorsee gehad het en dan nou verloor het. En dan so miskien so as jy verloor selfs op daai vlak en jy het 'n titel gehad dan verloor jy dit. So hulle dis dan nou boksers wat tevore WBO Afrika titels gehad het wat dan hulle Afrika titels teruggewen het wat altyd vir hulle 'n goeie ding is om hulle net self weer terug in die prentjie te bring vir die groter gevegte. So in die hoofgeveg was dan Matthias Heita, hy het geveg vir die WBO Afrika veergewig titel. Sy opponent was Clement Loko van Benin en
die Namibier wat die geveg dan met 'n uitlophou gewen het, so laat in die 4de ronde. Sy vorige nederlaag wat hy gelei het in Julie maand was teen Bruce Carrington. Hy het daar in Amerika gaan boks, geveg wat hy daar verloor het. Sy enigste verloor in 'n professionele geveg. En dan ook in 'n hoofvoorgeveg was dan ook Paulinus Njolonimus van Namibia wat dan daar in aksie was teen Snamiso Ntuli, 'n redelike geharde vegter van Suid-Afrika. Hulle het vir 10 rondes geboks voordat Paulinus Njolonimus, ook bekend as John daar aan die regterkant. Hy het toe met 'n tegniese uitlophou in die 10de ronde gewen toe die skeieregter die geveg toe beëindig het, nadat hy die ander man 'n paar keer nou raak geslaan het. Ja, so dan ook net een verloor dan op die rekord van Njolonimus. Ja, hy het in Europa verloor teen in Duitsland dink ek. So hy is dan op die oomblik weer die titelhouer in die supermiddelgewig klas van die WBO Afrika afdeling. Wys net as jy neergeslaan word, dan staan jy maar weer op en jy hou aan uit toe. Ja, ja, jou afrigters moet jy ook maar soms beskerm. Ja, party manne sal nie gaan lê nie, hulle sal elke keer opstaan, maar party keer vir jou toekoms is dit maar beter party keer as jou afrigter. Ja, dit en die skeieregter natuurlik ook. Dis maar ja, die manne wat daar naby is, hulle is maar gewoonlik die manne wat daai calls maak en besluit wanneer is dit tyd om terug te staan. Okay. Kom ons skuif oor na ons gunsteling sport is rugby en ons praat 'n bietjie oor die Wêreldbeker. Ja, so Namibia wat dan probeer kwalifiseer vir die Wêreldbeker wat in 2027 is in Australië. Hulle is dan nou daarna betrokke in daai kwalifiserende toernooi wat in Dubai plaasvind tussen die laaste 4 spanne wat nog 'n kans het. Namibia wat sy veldtog daarna begin het teen België. België wat op die oomblik 22ste op die wêreldranglys is. Ons het so teruggesak tot so 27ste in die laaste klompie maande. So België wat toen daar die knoop deurgehak het. 22-15 wat hulle gewen het. So 3-3 teenoor 2, so 1 verloor bonuspunt dan daar van Namibia en 4 punte vir die wen wat die Belgiërs dan kry. België wat eintlik goed georganiseer was en redelik die sake beheer het en redelik in beheer van die wedstryd was. Vroeg toegeslaan het, eerste 3 van die afskop af gaan druk het. Ja, België heeltemal professionele span, almal van hulle speel of daar is net 'n paar van hulle wat in België eintlik speel. 'n Klomp van hulle is in Frankryk gekontrakteer by klubs. So Namibia se manne wat miskien so bietjie min speelkans saam gehad het in ons voorbereiding. En ja, dit is nou 'n lang pad. Ek sal die geld daarop sit dat hulle dit gaan maak. Ons Namibia se volgende wedstryd is aan Donderdag teen Samoa. Samoa wat ook goed begin het in hulle toernooi. Samoa wat dan met 48-10 gewen het teen Brasilië. Ook 'n goeie wedstryd daar gehad. Samoa wat goed gelyk het. Hulle het nou is bietjie deur 'n moeilike tyd en hulle kwalifiserende rondes wat bietjie moeiliker is teen Kanada en USA en Tonga en 'n bietjie sterker lande gespeel het. Wat hulle nou almal verloor het so in die laaste tyd en dis hoekom hulle nou in hierdie situasie bevind wat 'n bietjie vreemd is vir 'n span wat al 2 keer in die kwart eindstryd van die Wêreldbeker was en van 1991 af nog geen toernooi gemis het nie. So een van die spelers wat nogal redelik beïndruk het vir Samoa was Jacob Umaga, hulle heel agter. Hy is in Engeland gebore en hy het 1 toets vir Engeland gespeel en toe het hy klap rugby gaan speel in Italië en so 'n bietjie was hy meer regtig in die mix daar in Engeland nie, so 3 jaar toe verbygegaan. So op grond daarvan kwalifiseer hy om dan as hy kwalifiseer vir 'n tweede land en jy 3 jaar nie internasionale rugby gespeel het, dan kan jy eenmalig 'n skuif maak. So hy is van Samoaanse afkoms. Sy oom het ook in die 1995 Wêreldbeker vir Samoa gespeel in Suid-Afrika. En sy pa Mike en sy oom was Tana Umaga wat
ook 'n legende vir die All Blacks was en baie jare vir hulle gespeel het. Hy was nog 'n faktor in die game teen Brasilië. 18 punte aangeteken insluitende 3. Hy Samoa gaan 'n bietjie handvol wees. 'n punt om te bewys, maar ons het ook 'n punt om te bewys. So ons sal maar ondersteun en doen wat ons kan. Kom ons kyk bietjie na sokker. Die Premier League is aan die loop. Ja, so die Premier League nou so, ek dink elke span het nou so omtrent 5 wedstryde gespeel in hierdie seisoen. So miskien so 'n bietjie van 'n verrassende voorloper. As ons kyk die span wat daar heel eerste genoem word in Sondag se uitslaa 4-0 gewen teen Kommas Nampel. Mighty Gunners van Otjiwarongo wat op die oomblik bo aan die puntelys is na 5 wedstryde met 13 punte. Hulle het ook reeds hulle wedstryd gewen vroeër teen die verdedigende kampioen African Stars. As ons kyk wat African Stars Sondag gedoen het, hulle dan daar gelyk op gespeel teen Live Fighters wat heel onder aan die puntelys lê. So 'n bietjie van 'n uitslag wat hulle ondersteuners sekerlik sal 'n bietjie laat kopkrap. So op die African Stars is wel dan nog gesamentlik tweede op die puntelys. Hulle het 10 punte sover. En KK Palace wat ook daar van Oshakati se wêreld is, hulle het ook 10 punte en dan Okahanya United wat op die oomblik 4de is met 8 punte. So in die komende naweek is daar so 'n bietjie internasionale wedstryde, so daar gaan dan nie in die komende naweek NPL wedstryde wees nie. So Otjiwarongo kan nog 2 weke geniet. Bo is. Mighty Gunners. Bietjie braai. Ja, lekker. Okay, ek verstaan daar was ook bietjie golf oor die naweek. Ja, so een van die toernooie wat bietjie punte tel op die Namibiese Maritelys was dan die Umeya Ope wat dan gewen is deur Likius Nandi. Dalk nie 'n groot verrassing nie. Hy het nou inderdaad reeds 6 uit 6 van hierdie toernooie, plaaslike toernooie gewen. En 3 van hulle bly dan nog oor. Soos ek kan sien, hy dan so met 2 houe gewen teen François Hanekom wat ook tevore 'n professionele golfspeler was. So Likius se 2 rondes wat hy daar gespeel het, 69 en 72. En soos hy dan sê dan 3 van die Namibiese Amateur Golf Unie se toernooie wat nog oorbly. Later in hierdie maand is dit dan die Gold Cup en ook die Oranje Mond Ope. En dan so in die eerste naweek of so vroeg in Desember is dan die Rosmond Ope daar by Swakopmund wat hy ook sommer al drie toernooie wat hy dan sal wil wen, sê hy. Ja. Okay, ons wens hom alle voorspoed. Kom ons praat bietjie daaroor cricket. Is dit cricket? Yes. So 3 wedstryde wat dan gespeel is die naweek daar in cricket Namibië se T20 Premier Liga. Daarin beeld Nico Lofty-Eaton, die kaptein van die CCD Tigers. Hulle het Saterdagoggend hulle eerste wedstryd gewen, of kom ons sê die eerste keer in die seisoen wat United dan verloor het. Hulle het daai wedstryd gewen met 23 lopies. Hulle het so 165 opgesit en toe vir United uitgehaal vir 142. Nico Lofty-Eaton self, die kaptein, hy was dan speler van die wedstryd met 51 lopies van 31 balle en ek dink hy het so 3 paaltjies ook gekry toe hy gebou het. En dan Saterdagmiddag se wedstryd was dan VAS Old Boys wat daar gewen het. Laurens Steenkamp wat daar so speler van die wedstryd was. Hy het 'n 100-tal geslaan, 105 van net 59 balle met 8 vure en 7 sesse. Hulle moes so 175 lopies gejaag het wat Wanderers opgestel het en VAS wat toe daai wedstryd gewen het met 3 paaltjies, so lekker spannende wedstryd. En dan Sondagoggend was daar ook een wedstryd. Dit was toe CCD Tigers wat hulle self daar 'n bietjie vasgeloop het teen VAS Old Boys. CCD wat almal uitgebou is van net 67 lopies. 'n Jong skoolseun bowler daar van VAS Old Boys. Ek dink hy gaan ook in die VAS skool, Adrian Kutsie. Hy het net 3 bilbeerte gebou. Hy het net 3 lopies afgestaan in hy 3 bilbeerte en hy het 5 paaltjies gevat. So hy was sonder twyfel die speler van die wedstryd daar gewees. Wel gedaan.
Ja, en met daai bietjie sport en die terugkyk na die naweek se hoogtepunte, sê ons vir julle almal alle beste vir die week wat voorlê, want ons tyd is amper versper, maar daar is natuurlik nog baie kletskompas. Ons sal om die kompas kom klets elke dag van hierdie week tot op donderdag. So kom sluit weer by ons aan. Tot dan. Totsiens.